Goeiemôre, vandag is die opskrif wat staan op jou muur geskryf. In hoofstuk 5 speel die gewyde tempelgereedskap waarvan ons in hoofstuk 1 gelees het, weer 'n belangrike rol. Hoofstuk 5 gaan oor die aand toe Belsasar, een van Nebukadneser se nasate, 'n groot dronkfees hou, waar die koning saam met 1000 van sy belangrike amptenare drink en vyf. Dit terwyl die vyand, die Perse, wat Babel probeer inneem, buite die mure van die stad kamp opgeslaan het. Belsasar was bewus hiervan, maar sy grootheidswaan het hom argeloos laat optree. Want die stad Babel was dan onoorwinbaar. Die stad was volgens skattings omring met 'n baie hoë muur, tussen 50 en 100 meter. Dit het ook 'n dubbele muur gehad, met 'n totale breedte van ongeveer 20 tot 25 meter. En dan was daar ook nog 'n baie diep sloot reg rondom die stad gegrawe. Die stad kon maar vir lank beleer word, want dit het 'n permanente watertoevoer gehad. Die Efraatrivier het deur die stad gevloei. So Belsasar het geglo dat niks en niemand die koning binne die mure van hierdie stad skade kon aandoen nie. Wat hy nie geweet het nie, is dat die Perse stroomop 'n dam gebou het en dat die water in die Efraat begin opdam het. Hierdie modderige bedding was dus 'n perfekte toevoerroete waardeur hulle die stad binne kon gesypel het en in die aand het die stad kon inneem en dan ook later die koning daai selfde aand nog doodgemaak het. So die skrif vir die stad was aan die muur, maar Belsasar drink sommer nou uit die gewyde bekers wat uit die tempel van God kom, terwyl hulle lof en eer bring aan die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip. Dit klink sommer belaglik as 'n mens dit lees. Belsasar tree verwaand op teenoor die God van hemel en aarde. En nou word die skrif ook letterlik vir Belsasar teen die muur geskryf en onder die kolle geplaas, sodat almal, hy inkluis, dit nie kan mis nie. Mene, tekel, Upharsin. En die eens verwaande, selfbehepte, oneervolle koning word spottend beskryf as bleek en bewend, verskrik, bang, lam van vrees, sy bene het letterlik onder hom pad gegee. Hy wat so onaantastbaar magtig gevoel het, bewe nou soos 'n angsbevange kind. En dan die insiggewende gedeelte, die koningin is die enigste een wat beheer neem en sê dat daar een is wat die uitleg kan gee. En interessant, noem sy hom Daniël. Nie Belsasar, soos wat sy Babyloniese naam was op daardie stadium nie, maar sy Judeese naam, wat beteken God is my regter. En God, die regter, deel sy oordeel deur sy gesant en volgeling. En dit is, Belsasar kon uit die foute van sy voorslate leer. Hy kon sy rug gedraai het op die leuns en die boosheid van afgodediens en waarsêry. Maar hy het nie. Trouwens, hy het goed gedink om God direk te spot en te belaster. En daarom is hy getel, geweeg en te lig bevind. In 2 Korintiërs 3 vers 3 lees ons: dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is. Deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Daaruit leer ons dat ons die gevolg is van die werk van God in ons. Net soos Daniël se end uit geloofsvertroue in God die gevolg was van die werk van God. Maar Belsasar
Hy het sy rug op God gedraai, wat hom wou red. En daarom het hy sy eie doodsvonnis geteken. En nou die skrikwekkende boodskap aan elkeen van ons. Wat staan op die muur van my hart? Staan daar, mene mene, tekel die varsin? Of staan daar, mooi so, goeie, getroue diensknegt? Tot môre.